Welcome to the Espresso Kitchen, my Espresso family. En julle is net betuigs van ons iets baie spesiaal wat nou gaan gebeur, want die Queen van Harte gaan vir ons iets lekker voorberei vanoggend. Natuurlik maak ons dis vanoggend in die kombuis wat gebaseer is op sprokiesverhale en Estelle gaan vir ons ietsie baie spesiaal by. Hoe gaan dit met jou? Baie goed, dankie. Lekker, jy lyk oulik. Jy het 'n groot hart vir kos maak vanoggend. Ja, ek is eintlik die koning van harte in my aftyd. Okay. Soos jy kan sien, dit pas my. Wat ons vandag gaan doen is ons gaan die koningin van harte se orange crème brûlée taart maak. So kom ons spring weg wat ek vir jou gaan vra. Orange crème brûlée taart. 'n heerlike geur wat lekker. Klaar hier uitkom. En wat ek vir jou gaan vra is jy gaan solank vir ons begin met die vulsel. Okay, so jy gaan die melk, room, 'n bietjie lemoenskil en 'n klein bietjie van die vanilla pod gaan jy net so inskraap. Okay. En dit gaan ons solank kook want terwyl dit besig is gaan ek solank die deeg maak. So ek kan solank aangaan hierso. Dis reg. Sê, hier gaan ons. Hiermee gaan ons dan nou net die meel ingooi in jou voedselmenger. Okay. Sout. Ooh, lekker. Ons begin sommer so op 'n soetnoot. Ja, op die Dinsdagoggend. Suiker en dan jou gesnyde blokkies botter. Dan sê. En ek sal hier inkrap. En dan volgende. Ons wil nie daai te oor laat kook nie, so jy kan hom so elke nou en dan net 'n bietjie roer. Ek gaan soms so die mes uitkrap, so dit okay is. Doe dit reg. Ons gaan hom net 'n bietjie laat pols. En dan kan jy byderhand wat jy dan doen is jy hou 'n bietjie water byderhand want jy wil nou jou deeg maak, jy wil nie die deeg te pap maak nie. So jy gooi net so bietjies water by. En dan kan jy altyd meer byvoeg. Of as hy dan te pap is, dan gooi net weer 'n bietjie meel by. Okay, so wat ons hiermee gaan doen, as hierdie nou klaar is, ek gaan nou nie heeltemal maak nie, dan gaan jy dit nou lekker uitrol en in klein ronde, soos wat in Engels sê, discs uitsny. En dit gaan jy dan nou in die yskas sit vir so omtrent 'n halfuur dat hy lekker plat raak en net 'n bietjie set. En dan gaan jy dit in jou klein pannetjies uitvoer, eers met 'n bietjie wakspapier of sommer 'n bietjie spuit, jou deeg insit en dit kom in die oond vir so 20 tot 25 minute. As jy dit uithaal terwyl dit in die oond is, dan maak jy jou vulsel. Okay, so jy het nou hier. Ek kan nou die vulsel klaar, ek kan nou die lekker vanilla hier in. Die room, bietjie lemoenskil en dan ook jou vanilla. Sien jy kan nou lemoen ruik. En my kroon val so bietjie af hier. Wat ek solank gaan doen is jy vat so 4 eiergele. Oepsie, dis hy. 'n heel eier. Okay, en 'n eier wit. Ja, ek kan nou nie soos jy die eier net so een hand breek nie. Ag, weet jy, dis 'n gawe. Ja, 'n bietjie sout. Ek eet elke oggend eiers nie so. Suiker. Dit gaan ons net so. Beautiful. So if you have just tuned in and wondering why myself and Estelle are dressed the way we are, it's because we are making dishes inspired by fairy tales this morning. And right now we are making the Queen's Orange Crème Brûlée tarts. Yeah, that's it. Very, very nice. You can, of course, make these lovely tarts yourself at home. SMS the keyword SASCO to 33728. We'll send you on the Pick n Pay shopping list, and you'll automatically be entered into the draw to win yourself a lovely SASCO hamper full of nice baking goodies. Even a cookbook hamper is included in there, which is great. Okay, wat ons nou gaan doen, is hierdie gaan ons nou saamvoeg. So, as hy so omtrent so 10 tot 15 minute net warm, nie kook nie. Okay, so hy moet nie dikkerig raak of enigiets nie. Dan wat ideaal wat jy gaan doen is jy gaan hom vir so 'n halfuur net laat staan. So hy gaan so klein bietjie kouer raak as wat hy nou is, maar jy kan dit sommer vir my ingooi, ja. Okay, so nie die eier moet nou seker kook nie. Nee. Daar gaan hy. So hy gaan onmiddellik. Maar dit ruik so lekker met die room en die suurlemoenskil en die vanilla, die fres. Lekker vars vanilla. Fres. Lekker fres. So die Afrikaans en die Engels die mekaar is 'n bietjie van 'n tandtwister op sy eie. Jy weet. Okay. So hierdie het dan nou klaar bietjie dikker geraak. Wat jy dan nou gaan doen is jy gaan hom dreineer. Ek vat sommer net 'n gewone stukkies uit te kry. Ja, 'n gewone kombuissif. Sorg jy dat alles deurgeroer is, dat jy niks meer eiergeel of suiker alles opgelos is. Okay. So gaan hom nou sommer net hier dreineer. Man, ons bak en brou lekker hier op Espresso vanoggend. So. En die wat bekommer, hy gaan ook nog bak. So is nie rou eier nie. En daar kan mens onmiddellik sien die klein lemoenskille wat agterbly. Ja, maar alle geure is natuurlik nou daar binne. Ja, en wat jy nou doen is jy gaan dit nou oorgooi in jou klein. Ek gaan sommer hierdie gebruik. Okay. Dan skep jy so bietjie uit. En dit gaan nou in jou tertjies. Ja.
So, to have the ingredients list sent to your phone for a lovely orange creme brulee tarts this morning, SMS the keyword SASCO to 33728 and you'll automatically be entered into the draw to win yourself a SASCO baking hamper. As part of the hamper, there's also a cookbook hamper included in that hamper, so it's almost like a double hamper, which is fantastic that you can walk away with this morning. Soos jy sal sien, daar gaan redelik, as jy nou die tertjies bak, gaan nou baie van die deeg oorbly. Ja. So, omdat ons nou in ons tema van Queen of Hearts is, dan kan jy nou klein hartjies uitdruk met die deeg. Yes. En dit sommer saam met die tertjies bak in die oond. Net vir na die tyd vir versiering. En ook hou jou lemoen een kant, so moenie net die skil gebruik nie, en dan sny jy hom in skywe, en dit kan jy ook gebruik om 'n bietjie mooi te maak, jou tert op die ou end. Okay. Wat jy dan nou gaan doen, hierdie gaan omtrent so vir 20 tot 25 minute in die oond bak, op So 180 grade Celsius. Hassa, jy weet al. Ja, ek weet, ek het ons 'n ou hand in die kombuis. Dis hy. Okay, so wat ek sê jou wat, né? Terwyl ons hierdie in die oond sit, as jy enige van hierdie baie belangrike stappe gemis het hoe ons by hierdie produk uitgekom het, kyk hierna, ons is nou terug. Pulse flour, sugar, salt and butter in a food processor. Add water, then chill for half an hour. Roll out dough and line tart tin. Cut out heart shapes with leftovers. Prick the bases, then bake blind at 180 degrees for 25 minutes. Remove weights and bake for 10 minutes. Heat vanilla, rind, cream and milk and infuse. Whisk eggs, sugar, salt and add hot cream. Pour into tart case and bake at 150 degrees for 30 minutes. Sprinkle with sugar and caramelize, then decorate. En dit is so maklik soos dit en jy gaan op my 'n stukkie uithaal daarso. Ja, dit lyk lekker. En dan het jy hom so 'n bietjie getoast bo-op. Ja, wat is waar die crème brûlée deel inkom. As ons 'n inkom. bietjie suiker oorbly of so, dan gooi jy dit bo-oor met 'n blou torch dat dit nou daai lekker crisp laagie bo-oor maak, gekarameliseer en dan wat jy dan kan doen is jou hartjies wat jy nou Kyk nou net, dis die van die deeg wat oorgebly het. Ja, en hierdie is nou ons wil nie kos mors nie, so van jou lemoenskyfies. Verskoon my hande. Net dis reg. Skoon. Dan gaan jy net sommer net so mooi. Sure. Kyk hoe lekker lyk dit. SMS the keyword SASCO to 33728 will send you on the Pick n Pay shopping list and you'll be entered into the draw to win yourself a beautiful SASCO baking hamper this morning. Estelle, baie dankie. Dit lyk absoluut hemels. Ek gaan 'n stukkie moet proe. Ek het gesê ek is klaar met soetgoed na hierdie Paasnaweek. Ag nee, wat? Maar jy weet, ek het vroeg gepraat vanoggend en dis reg vir die oggend. Hoe proe dit? Absoluut hemels. Uit my hart. Absoluut hemels. Baie dankie. Ek gaan hierdie klaar maak. Ons gaan vinnig na advertensiebreek toe. Nog baie wat voor lê op ons program. Moet dit nie mis nie. Ons sien jou nou. Another delicious recipe brought to you by SASCO flour. Always soft and fluffy.